Ons skriflesing vandag is uit die boek van Hebreërs en hoofstuk 1. Hebreërs hoofstuk 1. So sê die woord van die Here. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees? En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het u, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete? Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die, wat die saligheid sal beerwe nie? Tot sover. Amen. Goeiemôre almal. Almal my hoor? Ek hoop julle is honger. Dit is 'n groot middagete. Kom ons word net stil en dra ons net hierdie oomblik ook in die Here op. Almagtige Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vanoggend om by mekaar te kan wees, Here. Vanoggend te sien hoe die son opkom. Te besef dat U die almagtige God is. Dat U dit alles geskep het, Here. En dat ek die voorreg gehad het vanoggend om te kon asemhaal, te kan opstaan. En in U teenwoordigheid te kan wees. Here, so bid ek vanoggend dat U my woorde my lippe sal salf, en dat U vir my die woorde sal gee. Ja, Here, ek het dit alles hier neergeskryf. Maar Here, help my om dit reg oor te dra. O Heilige Gees, sal U in ons harte werk, en dat sal U ons harte ontvanklik maak, ook vir U woord, en breek dit oop, Here. Breek dit oop vir elkeen van ons. En Here, my grootste begeerte is, dat U naam verheerlik sal word hierdeur. Bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, vanoggend se
boodskap kry ons uit Johannes 16 vers 33. Gaan ook so 'n bietjie verwys na ander verse en ook na Hebreërs 1. En die tema vanoggend wat ek amper noem, kry moed en word dapper. Want Jesus Christus is groter as die wêreld. Sterker as ons verdrukking en volkome genoeg vir ons verlossing. Ek gaan net Johannes 16 vers 33 saam, kom ons lees dit saam. Ons so stukkies invoeg daar, en ek het dit so 'n bietjie, net om dit vir my meer duidelik te maak, het ek dit so 'n bietjie gaan oplees ook in die ander vertalings. Ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. En die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Die Engels sê, have courage, be of good cheer, soos die King James het sê. Ek het die wêreld oorwin. Dis hier nie 'n besonderse vers nie. Nou hierdie afgelope tyd het ek so deur 'n geweldige worsteling gegaan myself. Ek dink die Here het my, elke keer wat ek moet preek, dan ervaar ek dit eers vir die 2 weke. En dan kyk of ek dit kan sê. Want hoe sê jy vir iemand, hou moed? Hou 'n bietjie moed, laat ek sien. Daai werk is so maklik. As die Here dit nie vir ons in ons harte werk nie, hy gee ons nie daai geloof nie. Ons kan uit 'n teksvers lees en ons kan hom glo, maar hy doen nie eintlik iets nie. Maar ja, kom ons kyk so 'n bietjie na die agtergrond. Wat het hier gebeur voor hierdie vers? So hier het Jesus nou al vir 'n geruime tyd sy disippels begin leer. Hy het hulle voorberei vir wat gaan gebeur. Dat hy wel gekruisig gaan word. Dat hy verraai gaan word. Nou hierdie is in die tyd waar Judas is weg. Hy gaan so lank. So Jesus weet, die tyd is nou. Tyd het gekom. En nou praat hy met sy disippels, want dit wat hy vir hulle gesê het, so 'n paar hoofstukke terug, gaan nou gebeur. En hoe berei jy jou mense voor? Hoe berei jy jou disippels voor vir dit wat nou gaan gebeur? Want Jesus weet presies wat gaan gebeur. Hy weet, hulle gaan hom verraai. Hy weet, Judas gaan hom verraai, die godsdienstige leiers het planne beraam om 'n lewe te bring. Daar wag 'n geweldige marteling op hom. Hy weet, sy disippels gaan hom verlaat. Maar as ons na Jesus se woorde kyk, dan sien ons, Jesus is nie paniekerig nie. Jy sien, hy is nie paniekerig nie. Want sy vertroue is op sy Vader. Hy is nie oorseker om wat gaan gebeur nie, hy vertel hulle wat gaan gebeur, in detail. Hy verloor nie beheer nie, hy verloor nie sy meer nie, hy word nie kwaad nie. En hy praat nie soos ek baie keer doen, 'n slagoffer, wat deur die omstandighede oorweldig word nie. Nee, Jesus het dit. Hy praat soos die seun van wat sy Vader se wil ken, wat tyd in sy Vader se teenwoordigheid spandeer, en daar versterk word. En hy weet ook, dat hierdie plan is deel van sy Vader se plan. En hy weet. Nou wat sê hy vir hulle? Hy sê nie vir hulle, gee hulle nie valse hoop nie, hy sê nie vir hulle, as julle my volg, sal julle nooit probleme hê nie. As julle my volg, moenie worry, volg my net, alles sal oké wees. Ja, hy is 'n ware leier. Hy sê eerlik vir hulle wat hulle gaan ervaar in die wêreld. Hy sê vir hulle, in meer as een geleentheid, julle sal verdrukking hê. Mense gaan nie na julle wil luister nie. Hulle gaan kwaad word vir julle. Hulle gaan julle verban. Julle gaan verdrukking hê. Maar, dan sê hy ook vir hulle, hou moed. Hy vra nie vir hulle om moed te hou nie. Hy sê vir hulle om moed te hou. Hou moed. Want ek het dit klaar oorwin. Ek het die werk gedoen vir julle. Ek gaan dit doen. Hou moed. So die boodskap van Johannes 16 vers 33 is nie dat Christene nooit swaar kry nie. Ja,
Die boodskap is dat Christene wel swaar kry. Maar ons is nie alleen nie. Ons is nie alleen nie, ons het Christus wat saam met ons is. En hierdie Christus, ons het nou gehoor, toe Sean gelees het, Hebreërs 1. Dan kom ons gaan hoor bietjie. Wie is Christus? Want ons sal nou sien, dit het 'n baie groot impak. Ons verstaan van wie Christus is, van die een wat ons vertrou, het 'n groot impak op hoe ons vertroue kan hê, en hoe ons moed kan hou. Hoe ons kan weet dat daar gaan oorwinning kom. So, Hebreërs wys vir ons, hy is die seun van God, hy is die een deur wie God alles geskaap het. Die een wat alles deur sy magtige woord in stand hou. Die een wat reiniging van sondes bewerk het, en nou aan die regterhand van God sit. Dit is die Christus wat vir ons sê hou moet. Daai ene wat daai ereplek aan God se regterhand het. Hy is die een wat praat hier. Dis hy wat vir sy disippels sê, en hulle ken hom nou. So, ons moet kyk na die grootheid van die een wat praat. Maar, voordat ons hierdie woorde hou moet op ons lewens kan toepas, moet ons eers vra. Dat ons weet. Ons moet hierdie vraag vra. Wie is hierdie een wat hierdie woorde spreek? En soos ek gesê het, ons moet en vertroue is immers net so sterk soos die een op wie ons vertroue is. Is maklik. Gaan toets het, dit is so. As Jesus slegs 'n goeie meester was, wat sou sy woorde inspirerend gewees het? Maar hy sou ons nie kon red nie, reg? As Jesus net 'n godsdienstige leier was, sou ons kon advies gee, hy sou ons kon raad gee, want hy sou die skrifte geken. Maar hy sou nie die sonde en die dood kon oorwin nie. As Jesus 'n menslike voorbeeld was, sou ons hom kon bewonder. Ons bewonder baie keer mense. Maar gaan jy jou ewige bestemming aan hulle toevertrou? Aan die mense wat ons bewonder. Iemand mag dalk sê, Elon Musk, hy is die rykste man in die wêreld. Ek bewonder hom. Gaan jy jou ewigheid aan hom toevertrou? Nie so maklik. Nou hierdie Jesus, as ons verder gaan kyk na Hebreërs, hy is God se finale openbaring aan ons. God het in die verlede deur die profete met ons gepraat, met sy volk gepraat. Maar in die laaste dae het hy deur sy seun gepraat. Jesus bring nie net die boodskap van God nie, hy openbaar God aan ons. Ja, hy kom leef, hy openbaar, want hy is die beeld. As ons wil weet hoe God is, moet ons kyk na Jesus. Ons moet daaruit leer. In hom sien ons mos God se heiligheid, sy geregtigheid, sy genade, sy liefde en die waarheid. Hy is die skepper en die erfgenaam van alle dinge. Hebreërs leer ook vir ons dat God deur die seun die wêreld geskep het en dat hy die erfgenaam van alle dinge is. So, hy is die een deur wie die hemel en die aarde tot stand gekom het. Die sterre, die planete, die berge, die see, elke lewende wese bestaan deur hom en behoort aan hom. En wanneer ons dit besef, kan ons osself afvra, hoe groot is my probleem dan nou actually, in vergelyking met dit wat ek nou net besef. As God so groot is,
Jesus so groot is. My probleem redelik relatief, nee. Onbelangrik, eintlik net so klein, maar dit beteken nie dat jou probleem klein is nie, of onbelangrik is nie. Dit beteken maar net, dat jou probleem nie groter is, as die verlosser nie. So, wat ook al jou in die gesig staar, wat 'n probleem jy ook al mag hê, dit is nie groter as Christus nie. Hy hou alles deur sy magtige woord in stand. Hy het nie net alles geskep nie, en toe van die stepping af weggestap nie. Nee. Dit is nie wat die woord sê. Die woord leer ons dat hy alles deur sy magtige woord in stand het. Baie keer sal ons sê, die wêreld is buite beheer. Is dit? Die geskiedenis is nie in die hande van toeval nie. Christus hou alles in stand en regeer oor alles. Dis wat die woord sê. Baie keer voel dit asof dit uitmekaar uitval, asof my lewe uitmekaar uitval. Maar Christus het nie beheer verloor nie. Waar sien ons uit beheer verloor? Ons weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Maar Christus weet. Ons verstaan nie hoekom God bepaalde beproewinge toelaat nie. Maar Christus het nog steeds nie van sy troon afgeklim nie. Die wêreld mag skud, maar sy troon skud nie. Hy staan vastig. Hy het die reiniging van ons sondes bewerk. Toe ons kom roep het. Toe hy aan ons onttrek het. Ons kom ons nie na hom toe as ons nie getrek word nie. So hy na ons kom trek het. So hier kom ons by die hart van die evangelie. Sien, ons grootste probleme is nie in die wêreld nie. Is nie finansiële druk nie. Is nie siekte of misdaad of konflik of onsekerheid nie. Ons diepste probleem is ons sonde en ons vervreeming van 'n heilige God. Want ons het almal gesondig teen God. Ons het hom nie lief gehad nie, hom geëer en gehoorsaam. En dan, ons kan nie ons skuld deur goeie werke of kerkbywoning of godsdienstige inspanning uitwis nie. Ons skuld is daar, dit gaan niks help nie. Ons kan nie onsself reinig nie. Jesus het gekom, ons het hom nodig. Hy het nie gekom om ons te leer om beter mense te wees nie. Hy het gekom om sondaars te red. Aan die kruis het hy die oordeel gedra wat ons verdien het. Die regverdige het in ons plek gesterf. Hy het ons skuld op hom geneem, sodat elkeen wat aan hom glo, vergewe mag word en met God versoen kan word. Hy kom doen. Johannes 3 vers 16. En nou sit hy aan die regterhand van God. Hy het gesterf, maar die graf kon hom nie binnehou nie. Hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hy sit aan die regterhand van God. So, wat sê ons daarmee? Die kruis was nie 'n nederlaag nie. Nee, dit was die plek waar hy ons skuld betaal het en die mag van sonde en dood gebreek het. Hy het die dood kom oorwin. En die wêreld kon hom nie stil maak nie. Hulle het probeer. Hulle het alles probeer. Tot leuns versprei, allerhande goeders versprei, maar hulle kon hom nie stil maak nie. Jesus leef. Hy regeer. Dis waarom sy woorde gesag dra. So al hierdie moet ons net besef, hierdie is hoekom sy woorde gesag dra, want hy leef. Hy het opgestaan. So as ons nou na die woorde kyk, kry moed, wees dapper, be of good cheer. Ek het die wêreld oorwin.
kan ons dit kyk uit 'n ander oogpunt uit, nee. Nou, Jesus gee vrede te midde van onsekerheid. Jesus sê dat hy hierdie dinge vir sy disippels vertel het, sodat hulle vrede kan hê in hom. Nou kom ons let op die woorde vrede in hom. Dit beteken nie vrede in ons omstandighede nie. Nee, hy beloof vrede in homself. Dat is 'n groot verskil. Ons dink dalk dat ons vrede sal hê wanneer alles rondom ons reg is. Wanneer die finansies klop, die familie gesond is, almal gelukkig is, ons werk verseker is, daar geen konflik is nie. Wanneer ons veilig voel en daar nie verdrukking is nie. Wanneer die toekoms duidelik lyk, ek sê lyk, want vir hierdie oomblik lyk dit, maar dit kan nou verander. Ons sien mos net hierdie oomblik. Maar as ons vrede van perfekte omstandighede afhanklik is, sal daar maar min ware vrede wees. Reg? Hoekom? Want omstandighede verander. Gesondheid verander. Mense verander. Ekonomie verander. Ons planne werk nie altyd uit soos wat ons wil hê nie. So dis hoekom Jesus 'n dieper vrede bied. Christus se vrede is nie die afwesigheid van 'n storm nie. Nee, dis die teenwoordigheid van Christus binne in die storm. Teenwoordigheid van Christus binne in die storm. Sien, die wêreld sê jy kan rustig wees, want alles lyk onder beheer. Christus sê jy kan rustig wees, want Christus is in beheer, selfs wanneer alles buite beheer lyk. Die wêreld se vrede rus op voorspoed. Christus se vrede rus op versoening met God. Die wêreld se vrede verdwyn wanneer die omstandighede verander. Maar Christus se vrede bly, want Christus verander nie, hy is die enigste konstante. Nou daarom moet ons osself afvra, waar soek ek my vrede? En ja, ek het so 'n bietjie klei getrap hierdie laaste 2 weke. Nee. Want ek lees hier. Maar my vrede het my verlaat op 'n stadium. En ek het gestry, en ek het gesoek, en ek het gesoebat, en ek het gebid en gelees. Kom wys die Here vir my, waar lê my vrede? Pak slaat uit. Maar ek is bly oor die teregwysing. Want die oomblik toe ek het besef, die oomblik toe ek het bely, toe kom my vrede terug. Toe kom my vrede terug. Sien, party van ons soek ons vrede in ons goeie werke, in besittings, in geld, beter omstandighede, mense se goedkeuring, in my werk of my posisie by die werk. Maar dit is net in Christus. Nou vrede in Christus beteken nie dat ons nooit bekommerd gaan wees nie. Of dat ons nie gaan hartseer hê nie, of dat ons nie gaan bang wees nie. Nee, ons gaan, want ons is mense. Maar dit beteken dat die vrees nie die finale gesag oor ons het nie. Vrede beteken nie dat niks verkeerd kan gaan nie. Vrede beteken, wat ook al gebeur, ek behoort aan Christus. Hy is by my, hy regeer oor my lewe, en niks, maar niks kan my skei van sy liefde nie. Wie se liefde nie? Sy liefde. Wie is hy? Sien, ek herhaal hierdie, want ek moet myself so gereeld herinner aan wie Christus is. Dit is so maklik, net binne 'n oomblik. Dan sê ek in hierdie ander kwadrant wat ek
En dis hoekom ek het herhaal van, wie is Christus? Nou, hierdie is belangrik, want sommige mense dink dat geloof beteken dat alles maklik moet wees. Hulle dink as jy genoeg geloof het, sal jy nooit siek of teleurgesteld, verwerp of bedroef sal wees. Nou vra ek, want dis wat mense sê. Nou, jy 'n bietjie geloof vir my? Hoe het jy geloof? Jy al gedink al? Jy 'n bietjie geloof? Jy kan nie. Nee, jy kan nie eens geloof hê, ware geloof hê, as Jesus dit nie vir jou gee nie. As hy dit nie in jou hart kom werk nie. Want hy jou gee jou daai geloof in daai woord. Dis sy woord, dis hoekom dit 'n lewende woord is. So die Christelike lewe is nie sonder trane nie. Dis nie sonder teleurstelling nie. Dis nie 'n lewe sonder 'n geestelike stryd nie. Dis 'n lewe waarin ons leer om Christus binne ons trane, teleurstelling en stryd te vertrou. Ons leef in 'n gebroke wêreld waar daar wel siekte is, liggaamlike swakhede, dood, verlies, finansiële druk, misdaad, gevaar, onreg, korrupsie, gebroke huwelike, families, teleurstelling in mense, versoeking en geestelike aanvalle is, twyfel, angs, innerlike stryd. Nou Jesus steek nie hierdie werklikhede weg nie. Hy gee nie valse hoop nie, hy gee 'n vaste hoop. Want wat sê valse hoop? Dink slegs sal met jou gebeur, man. Vaste hoop sê, wanneer jy swaar kry, kom, Christus sal jou nie uitlos nie. Valse hoop sê, jy sal altyd verstaan waarom dinge gebeur. Vaste hoop sê, selfs wanneer jy nie verstaan en kan jy God vertrou. Die Bybel leer ons nie om verbaas te wees oor swaar kry nie. Die Bybel leer ons om Christus binne in ons swaar kry te vertrou. Ek dink aan die disippels, toe Jesus gekruisig is, het dit vir hulle gelyk asof alles verlore was. Ek het my probeer indink. Hoe moet dit gevoel het? Want hier is Jesus waarmee jy nou gestap het, die pad gestap het, en hy het hulle geleer, en hy het hulle van alles vertel. Maar as ek nou net gesê het, in so kort oomblik, dan skuif ons fokus. En veral as hulle hom nou nog gaan kruisig. Hoe moes dit vir hulle gevoel het? Dit voel of hulle, dit was verlore, julle. Hierdie tyd was nou 'n bietjie moeilik vir hulle. Maar tog was God juist deur die kruis besig om 'n groot verlossingsplan te volbring. Wat vir hulle soos die einde gelyk het, was deel van God se nuwe begin. Vir hulle gelyk asof dis verby. Maar dit was net die begin. Dit het 'n groot oorwinning geword. Nou, soms is God aan die werk op maniere wat ons nie onmiddellik verstaan nie. Ons vra onsself af, maar hoekom hierdie dinge? Hoekom gebeur dit met my? Party van ons word kwaad. Ons praat hard met die Here. Ja. Ons moet net vertrou. Hy het dit. Hy het dit. Hy is nie buite beheer nie. Niemand het sy beheer oorgevat nie. Ons grootste probleem is nie net rondom ons nie. Wanneer ons oor die probleme van die wêreld praat, ons praat baie daaroor, nee. Ja, dit is maklik om na ander mense te kyk en sê, daai is die probleem. Ons wys nou in die regering en die samelewing, misdadigers, korrupte mense, of mense wat nie dink en leef soos ons nie. Maar die evangelie dwing elkeen van ons om ook na ons eie harte te kyk. Die wêreld is gebroken, hoekom?
Want die menslike hart is deur sonde aangetas. Trots, selfsug, hebsug, haat, leuns, ongehoorsaamheid. Leef nie net in ander mense nie. Die saad daarvan is ook in ons eie harte. Daarom moet elkeen van ons erken, ek het 'n verlosser nodig. Ek het nie hulp met my omstandighede nodig nie. Ek het vergifnis nodig. Ek het nie raad nodig nie. Ek het redding nodig. Dis hoekom Paulus kon sê, soos elkeen van ons ergens in ons lewens al moes sê, of moet sê nog, jy het dit dalk nog nie gesê nie. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Soos in Romeine 7. Ek het nie 'n beter plan nodig vir my lewe nie. Ek hoef nie na 'n life coach toe te gaan en 'n beter plan te kry vir my lewe nie. Ek het 'n nuwe hart nodig. Sien, ons kan nie ons self red deur harder te probeer of beter te leef nie. Goeie werke kan nie die skuld van ons sonde uitwis nie. Kerkbywoning kan nie persoonlike verhouding, geloof en bekering vervang nie. Daarom het Christus gekom. Die seun deur wie die wêreld geskep is, het mens geword. Die een wat alles in stand hou, het homself verneder, soos in Filippense 2 vers 7. Die sondelose Christus het die straf vir die sondaars gedra. Jesaja 53 en 1 Petrus 2. Hy het aan die kruis gesterf. Hy is begrawe. Hy het op die 3de dag opgestaan. Hy het oor sonde, Satan, die dood en die wêreld oorwin. Julle, ek raak al hoe meer opgewonde. Die evangelie is nie dat goeie mense hulle self kan verbeter nie. Nee, die evangelie is dat Christus verlore sondaars deur sy genade red. Ons antwoord op die evangelie is bekering en geloof. Erken jou sonde voor God. Hou op om jouself te probeer regverdig. Plaas jou vertroue op Christus alleen. Buig voor hom as die Here. Ontvang sy vergifnis. Volg hom in gehoorsaamheid. Sien, hou moed beteken Christus vertroue. Ons moet op Christus vertrou. Nou wanneer Jesus sê, hou moed, is dit nie dieselfde as wat ons vir iemand sê, ag, moenie bekommer nie, alles sal seker regkom. Ons sê dit baie keer vir kleintjies, nee. Ag, moenie worry nie, dis okay, jy sal nou beter voel. Nee, dis nie wat Christus doen nie. Dis nie op wensdenkerry gegrond nie, dis op oorwinning gegrond. Hy het oorwin, hy sê nie hou moed omdat jy sterk genoeg is nie. Hy sê nie hou moed omdat jou omstandighede maklik gaan word nie. Hou moed. Wees courageous, be of good cheer. Dis wat hy vir sy disippels sê. Ek kan amper sien, hy sê dit amper om hulle aan te moedig. Hy tel hulle op, hou moed. Kom aan julle, hou moed. Ek het julle mos vertel wat gaan gebeur. Moenie nou begin twyfel nie. Hou moed. Sien, selfvertroue sê, ek kan dit hanteer. Christus vertroue sê, ek is swak, maar Christus is sterk. Selfvertroue sê, ek sal 'n plan maak. Ek weet, ek maak baie planne. Maak baie planne. En ons kan lees in die Bybel wat gebeur oor planne wat hy self maak. Christus sê, ek plaas my vertroue. Christen vertroue, sê ek plaas my vertroue oor dinge wat ek nie kan beheer nie in die hande van die een wat oor alles regeer. Sien, ons moet moed hou omdat Christus saam met ons is. Hy tree vir ons in. Johannes 17. Christus het ons skuld gedra.
Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy sit aan God se regterhand en hy regeer. Hy gaan weer kom. En hy sal nooit sy kinders verlaat nie. So ons gaan nooit alleen wees nie. Ons word nie gered omdat ons sterk genoeg is nie. Sterk genoeg aan Christus vashou nie. Ons word gered omdat Christus magtig genoeg is om ons vas te hou. Ons staan nie omdat ons geloof altyd sterk voel nie. Ons staan omdat die een in wie ons geloof volkome betroubaar is. So Christus se oorwinning verander ons perspektief. Julle, ons is nie meer ver nie, byt vas. Ek het julle gesê, is 'n groot ete, ons kom by die nagereg nou. Johannes 16 leer nie dat ons probleme onmiddellik gaan verdwyn nie. Nee, dit sê net vir ons dat ons probleme nie meer finaal is nie. Omdat Christus oorwin het, is die lyding nie die einde van die verhaal nie. Die vervolging is nie die finale woord nie. Die sonde is nie meer ons meester nie. Die dood is nie die gelowige se finale bestemming nie. Hierdie wêreld is nie ons permanente tuiste nie. Ons hou so vas aan hom. Vrees is nie ons koning nie. Ons omstandighede is nie die maatstaf van God se liefde nie. Die kruis en die opstanding gee vir ons 'n nuwe manier om na die lewe te kyk. Wanneer jy siek is, jy mag bid vir genesing. Jy mag behandeling ontvang, jy mag hartseer en bang wees. Maar jy kan ook weet dat jou liggaam en jou ewige bestemming in Christus hande is. Selfs wanneer genesing nie nou kom nie, is Christus se opstanding die waarborg dat die siekte en die dood nie die finale woord sal hê oor jou nie. Wanneer jy finansiële druk ervaar, moet jy dit aan God vertrou. Ja, jy gaan nie dadelik miskien geld in jou bank hê nie, maar hy gaan jou die wysheid gee om te handel, om reg te handel met jou finansies. En hy gaan jou help en hy gaan vir jou voorsien. Sien, jou grootste rykdom is nie in wat jy besit nie. Wat is jou grootste rykdom? Dat jy aan Jesus Christus behoort. As nie 'n groter rykdom is dit nie. Koop dit vir my, laat ek sien. Bring die rykste huis en al sy geld. Bring die hele wêreld se geld. Sorry, kan dit nie doen nie. Nou, ons het al gesien die afgelope tyd het ons deur hartseer gegaan wanneer jy iemand verloor. Dis normaal vir Christene om te treur. Ons treur. Ons maak nie net asof die dood pynlik is nie. Nee, dit is hartseer. Maar ons trane is nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons het hoop. Omdat Christus opgestaan het, sal almal wat in hom woon, ag in hom sterf, saam met hom lewe. So wanneer jy versoek word, jy hoef nie voor sonde te buig, asof dit nog jou meester is nie. Vlug na Christus toe, bely jou sondes, vertrou sy genade, gebruik sy woord. Soek die ondersteuning van medegelowiges. Christus het nie gekom om die skuld van sonde weg te neem. Nee, hy het nie net daarvoor gekom. Hy bevry ons ook van die heerskappy van sonde. So wanneer jy bang is oor die toekoms, ek weet daar's heel party mense wat bang is oor die toekoms. Wat gaan gebeur? Ja, wat gaan gebeur as die oorlog dan nou groter word? Wat gaan gebeur as ons regering aanhou soos hy aanhou?
Ek wil sê, wat gaan gebeur as ons Christene of die mense wat in die kerk is en nie by die Here uitkom nie, aanhou soos hulle aanhou? As die mense aanhou leef soos wat hulle leef, wat gaan gebeur? So ons weet nie wat môre inbring, maar ons weet wie môre gaan regeer. So wanneer ons swak voel, moet nie voorgee jy is sterk nie. Jy blyf net jouself. Jy blyf net jouself en jy sit jouself daar in 'n baie moeilike situasie. Totdat jy uiteindelik het nie gebuig en jou swakheid na Jesus toe bring en sê, Here, ek kan nie. Geloof beteken nie dat ek sê ek het geen probleme nie. Geloof beteken dat ek sê my probleme is werklik, maar Christus is groter. Ware vrede word alleen in Christus gevind. Die belangrikste woorde in hierdie Johannes 16 vers 33 is dat hierdie vrede in Christus gevind kan word. Nie in godsdienst nie, nie in kerkwoning nie, nie in Bybelkennis nie, nie in Christelike tradisies nie, nie omdat jou ouers gelowiges was nie, nie omdat jy jouself as 'n goeie mens beskou nie. Nee. Vrede met God word in Christus alleen gevind. Baie mense wil vrede hê, wil die vrede van Jesus hê, maar hulle soek nie die heerskappy van Jesus in hulle lewens nie. Hulle wil troos hê, maar hulle wil nie bekering hê nie. Hulle wil hulp hê, maar hulle wil nie oorgee nie. Ek wil self my lewe hê. Ek wil nie my lewe oorgee aan Jesus nie. Ek wil nie beheer in my lewe oorgee aan Jesus nie. Ek wil self. Hulle wil hê dat Jesus hulle probleme moet oplos, maar hulle wil nie hê hy moet oor hulle lewens regeer nie. Is dit nie maar net om Jesus as 'n kruk te gebruik dan nie? Spaarwiel. Hy moet net daar wees wanneer ek op sy knoppie trek, wanneer ek hom nodig het. Moet hy styf wees, gepomp wees, hy moet nie geperies wees soos 'n ou tyre wat al lê nie. Nee, hy moet nuut wees. Want ek wil hom nou hê. Wanneer ek hom nodig het. Sien, ware geloof sê Jesus, Here Jesus, ek erken dat ek 'n sondaar is en myself nie kan red nie. Ek glo dat U vir sondaars gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. Plaas my vertroue op U alleen. Vergewe my, reinig my, neem my heerskappy van my lewe. U is my Here, my verlosser en my enigste hoop. So hierdie woorde sê ek, want dit was baie van ons se gebed, toe ons Jesus aangeneem het. Ons vergeet bietjie wat het ons gebid, nee. Partykeer vergeet ons wat het ons gebid. Hierdie het my laat besef, ja. Ja, dis wat ek gebid het. Dis hoekom Jesus my siel gered het. Ek het daar gebid en hom vertrou. Ek sê, Here, hier's ek. Hier's my lewe. Ek wil nie preek nie. Was nie my behoefte nie. Maar ek het 'n belofte gemaak as 'n jong seun, toe my ouers op skei staan. Toe het ek voor die Here gebreek, en ek het hom nie regtig geken nie, want ons was nie baie in die kerkie. Maar ek het vir die Here gesê, as hy my ouers by mekaar sal hou, dan sal ek. En ek was nog nie gered op daai stadium. Maar ek het gesê ek sal. Die Here het my kom herinner aan daai belofte wat ek gemaak het. So, hier staan ek. So, dis nie net die woorde van jou gebed wat red nie. Dis Christus wat red. Die gebed is die uitdrukking van 'n hart wat in hom bekering en geloof en aan Christus toevertrou is. So moenie net vra as Jesus deel van my lewe nie, maar vra eerder, behoort my hele lewe
aan Jesus. En ek het my lewe oorgegee aan hom. En hier is ons by die punt. Hierdie help baie. Hoe leef ek hierdie Johannes prakties? Johannes 16 vers 33. Hoe leef ek dit prakties elke dag? Deur te begin elke dag met wie Christus is. Moenie jou dag begin selfoon, Facebook, niets te nuus. Wat er gebeur in die wêreld. Dan mag ons osself nog vertel, nee, maar ek wil net weet wat hier aangaan sodat ek kan bid daarvoor, nee. Ek weet, ek het ook al dag gewees. Ek het nie Facebook nie, gelukkig nie, maar ander media. Nee, want ons onmiddellik sit jy iets anders voor en jy fokus is nie op Christus nie. Hoe gaan jy hierdie dag deurkom as jou fokus op iets anders is? Ons moet begin deur na Christus te kyk. Onsself te herinner. Hy is die seun van God, hy is die skepper. Hy hou alles in stand. Hy het reiniging van sondes bewerk. Hy sit aan die regterhand van God. Hy het die wêreld oorwin en ek behoort aan hom. Wanneer ons so begin, gaan ons probleme bietjie anders lyk. Gaan ons fokus bietjie anders wees. Sien, want baie van ons angs kom vanuit ons behoefte om alles te beheer en alles te wil weet. Wat gaan gebeur? Hoe gaan dit opgelos word? Wanneer gaan dit beter word? Waarom laat God dit toe? Ons kan onsself so besig hou met 'n klomp vrae. Hoekom? Wat gaan daai help? Wat gaan daai jou help om daaroor te worry? Niks. Kan in elk geval niks aan doen nie. So hoekom wil jy dit nog byvoeg? Ek kan eerder sê, Here, ek verstaan nie al hierdie dinge. Ek verstaan nie, maar ek vertrou op U, Here. So hou moed deur geloof en nie deur gevoel nie. Gevoelens is dan werklik, julle, hè? Vandag voel ek so, môre voel ek so. Party van ons hang hier in die middel. Party van ons is baie meer stabiel, ander is jy in hierdie uithoek of hierdie uithoek en ons swaai rond. So vandag kan ons heeltemal hoopvol wees, môre is ons heeltemal moedeloos. Ons kan so bly wees. Christus se oorwinning verander nie saam met ons gevoelens nie. Ten minste kan ons weet, maak nie saak wat nie, Christus het oorwin. So bring jou vrese na die Here toe. Noem hulle voor die Here. Here, ek is bang oor my gesondheid. Maar dit nie vir almal verduidelik nie. Vat dit na die Here toe. Daar in jou binnekom. Here, ek ken my hart, ek is bang oor my gesondheid. Ek weet nie wat by die werk gaan gebeur nie. Here, my kind het weggedwaal van U af. Here, my finansiële verdrukking, ek weet nie om dit uit te werk. Here, gaan my geld lank genoeg hou. As mense wat op pensioen is, die wisselkoerse en die rentekoerse beïnvloed hulle direk. Here, gaan my geld genoeg wees? Ek kan nie meer werk, Here, wat gaan ek doen? Jy wat nog spaar om op pensioen te gaan eendag, as jy dit ook nog by jou bekommernisse sit, gaan nie werk nie. So geloof is nie om ons vrese weg te steek nie. Geloof is om ons vrese na die regte persoon toe te gaan. Dit na hom toe te vat wat iets kan doen daarin. Wat ons geloof kan gee. So wanneer ek aan God se liefde twyfel, kyk na die kruis. Kyk na die kruis. Sê wanneer jy
aan God se mag twyfel, onthou, as 'n leë graf. Onthou, daar's 'n leë graf. Die kruis sê vir ons, God het sondaars lief. Die graf is leeg. Christus het oorwin. Die troon in die hemel, sê Christus regeer. Sy beloofde wederkoms sê, hy sal alles net maak. Bemoedig ander gelowiges wat saam met ons is. Mense by die werk, mense in jou familie, bemoedig hulle. Herinner hulle dat Christus oorwin het. Slotboodskap. Hier is ons, samevatting. Die grootheid van Christus is ons sekerheid. Geliefdes, Johannes 16, vers 33. Het julle gehoor wat het ek julle genoem? Geliefdes. Ja, as gevolg van daai kruis, is jy 'n geliefde. Jy is 'n geliefde. Weet jy dit? Besef jy dit? Jy is 'n geliefde van die een wat die hele wêreld in sy hande hou. So wanneer ons bang, moeg of onseker is, weet, Christus het oorwin. Ons weet nou, wie is die een met wie ons praat. Ons het dit mooi uiteengesit. Die een ter wie die wêreld geskep is. Die magtige, die almagtige. Hy sit in die regterhand van God. Hy het opgestaan, hy regeer, hy kom weer. So wanneer hierdie storms op ons kom, onthou dit. Miskien bid jy al lankal en jy sien nog nie die antwoord nie. Moenie jou swaar kry ontken nie. Maar onthou, jou swaar kry is nie groter as Christus nie. Hoor vandag sy stem. Vind jou vrede in my. Kry moed. Ek het oorwin. Christus het nie verander nie. Plaas vandag opnuut jou las, jou vrees, jou familie, jou gesondheid en jou toekoms in sy hande. Ons het Christus nodig, julle. So moenie net hulp vir jou omstandighede vra nie. Buig voor hom as die Here, erken jou sonde, laat vaar jou selfvertroue. Vertrou op Christus alleen. Vandag is die dag om jou lewe aan die groot en oorwinnende Christus toe te vertrou. Kom ons bid saam. Wonderbare Here, dankie dat ons kan weet, ons is in die teenwoordigheid van die lewende God. Die almagtige drie-enige lewende God. Ja, Here Jesus, U het die dood oorwin. U het die prys betaal. U bloed het daar vir ons aan die kruis gevloei, Here. U bloed wat ons gereinig het van sondes. Here, U wat bereid was om die hele prys te betaal. Nie 'n gedeelte nie. Nie 'n volle prys. En ons kom na U toe vandag. Ons dank U daarvoor, Here, en ons bid dat U genadig sal wees en ons sal aanraak, Here. En dat U ons lewens sal verander en ons sal help. Dat U vir ons die geloof sal gee om hoop te hê.
dat ons U naam kan verheerlik, waar ook al ons gaan, Here. Sodat die gebroke wêreld daar buite, die wêreld wat sonder U is, ook hoop kan vind in U. Tot uitbouing van U koninkryk. Amen.